gaan, Here, om elke hart aan te raak, Here. Here, deursoek elke hart, Here, en sien of daar 'n weg van smart is, Here. Dat u Gees beweeg vanmôre van sitplek tot sitplek, Here. Elke persoon wat inkyk en u boodskap volg vanmôre, Here. Dankie, Here, dat u woord spreek vandag. In Jesus naam. Amen en amen. Goeiemôre en julle almal, ek het nou so lekker gesing. Baie dankie aan Michael en die span. Dit was fenomenaal geweest vanmôre. Welkom aan ieder en elk vanmôre. Ek het 'n besonderse woord van die Here ontvang wat ek kan nie oordra vanmôre. Dit is so die jeug, daar gaan die helfte van die kerk. Merlin. Dis wonderlik, ons volgende generasie. En dis so 4 boodskappe wat ek vir julle saambring vanmôre wat samehangend is. So ek gaan nie vra om te fokus veral op die woord. Daar's skrif wat ek vir julle gaan lees vanmôre. En die een boodskap loop in die volgende boodskap in. En soos wat ons op die voordag van die vas staan, gaan hierso vir julle mooi inligting deurkom uit die woord van God oor vas en hoe om daardeur te staan. En met die Bybelskool wat begin by die Bible College met Veritas, hierdie woord is gebaseer vanmôre juis op hierdie inligting, op hierdie curriculum. So dis vir ons 'n regte groot voorreg om hierdie woord vanoggend vir u te bring. Die woord van God is die titel. Die woord van God. Daar staan geskrywe. Ek begin met Matteus. Ekskuus, ek net my tablet regkry. Ek was nou weggevoer in lof en aanbidding, prys die Here. Daar staan geskrywe. Dis waar ons begin. Wat sal in die middel? My preek sal in die middel, die woord. Jesus word versoek. En hierdie verhaal word op 2 plekke vertel. Hy word in Matteus 4 vertel en in Lukas 4. En Matteus 4 vers 4 en Lukas 4 vers 4 is die 2 verse wat presies ooreenstem met mekaar, waar Jesus versoek word met die brood. En soos wat ons nou voor hier vas staan, gaan hy versoek word met die brood. So hoor maar wat het Jesus gedoen. So wanneer die versoeking kom, hier's vir ons nou 'n bietjie inligting oor dit. Ek gaan vir die 11 verse aan mekaar lees voordat ons daaroor gesels. Matteus 4 vers 1 tot 11. Toe is Jesus deur die Gees weggelei in die woestyn om versoek te word deur die duiwel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, werp jouself af, want daar staan geskrywe in Psalm 91 vers 12, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom laat staan en daar het engele gekom en hom gedien. Wat 'n fenominale episode van Jesus se bediening. Hierdie het gebeur net nadat Jesus
uit die woestyn uitkom. Hierdie was gedurende die woestyn. Dit was nog voordat hy sy eerste wonderwerk gedoen het. Hierdie was reg in die begin van sy bediening gewees. Dit begin met die geslagregister. En dan is dit hierdie, waar Jesus in die woestyn weggelei word deur die Heilige Gees. En wat sê Jesus? Maar Jesus antwoord vir hom en sê, daar staan geskrywe. As Jesus dan die woord gebruik, om die Satan te sê, laat jy gaan, hoeveel te meer moet ek en u nie die woord gebruik, om die Satan te bestry nie. Jesus was versoek in 3 areas, en hierdie 3 areas verteenwoordig alomvattend die lewe. Kom ons kyk vinnig na wat is hierdie 3 areas waarin Jesus versoek was. Dis die versoeking van die vlees. Ons soek kos, ons soek klere, ons soek 'n dak, ons soek goeders, fisiese en natuurlike behoeftes. Jesus was honger en hy het hom versoek daarin. Versoeking na magsig en wêreldse heerskappy. Hy het vir Jesus gevat na die tempel toe en gesê, ek gee vir jou al hierdie. Magsig, wêreldse heerskappy. Versoeking van geestelike hoogmoed en om God te versoek. En hy sê, jy gaan nie God versoek nie. Hierdie 3 aspekte word in 1 vers mooi saamgevat in Johannes 2 vers 16. 1 Johannes 2 vers 16 sê vir ons, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Word ons versoek deur die wêreldse goed? Jaag ons dit na? Dis wat die verleier doen. Dis hoe die duiwel by ons uitkom. Dis deur vir ons die begeerlikhede van die vlees voor te hou. Die mag, die status. Jesus het hom elke keer bestry. Ons kyk na die eerste versoeking. Hierso sê Jesus vir hom, die duiwel sê vir hom, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Dis die begeerlikheid van die vlees, ons kyk na selfvoorsiening en vertroue op eie krag. Maar Jesus antwoord hom en hy sê, daar is geskrywe. Maar waar is dit geskrywe? Deuteronomium 8 vers 3. Dis waar dit geskrywe is. Jesus het verwys na die skrif, die Torah, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Jesus het die skrif gekwoteer wat God gegee het, want is God geïnspireerd. Die beginsel is dat die ware lewe word nie deur fisiese voorsiening alleen onderhou nie, maar deur gehoorsaamheid aan God se woord. Gehoorsaamheid aan God se woord. Die tweede versoeking is spring van die tempel af. En ons het al gehoor, daar's ouens wat al snaakse goed gedoen het, want hulle staan in die geloof en hulle sê, I can do all things through Christ who strengthens me. En hulle is manne van geloof en dan drink hulle gif en pik deur slange en jy versoek nie God nie. Hier sê die duiwel, spring van die tempel af, maar hy quoteer 'n skrif in Psalm 91, wat 'n belofte is. En hy sê, die Satan sê vir die Here, maar die Here sal jou beskerm. Want Psalm 91 vers 12 sê so, dat jy nie jou voet sal stamp nie. So die Satan kan skrif aanhaal. Wees versigtig, die Satan verdraai skrif. Hy gebruik dit as 'n dwaallering om ons van die pad af te kry. Ons soek suiwer doktrine van die Here af wat Gees geïnspireerd is. Dis hoekom die Here vir ons die Heilige Gees gee, sodat ons kan onderskei onder wat is reg en verkeerd. Dank die Here God Jesus dat hy God is en dat hy kon onderskei. En hy sê, hierdie is die grootsheid van die lewe, dis die hoogmoed, geestelike arrogansie. Ons het al baie predikers gesien wat
hoogtes bereik het, dan raak hulle arrogant en dan kom hulle tot 'n val. En dan manipuleer hulle God, want hulle dink hulle is nou net daar, jy weet, they've made it. En mag die Here ons almal nederig hou om net nederig te dien, onder die leiding van die Heilige Gees. Hierdie verwys vir ons duidelik na die geloof, vertrou God, sonder om hom te toets, of om te manipuleer. So Jesus sê vir hom, daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Deuteronomium 6 vers 16. Ek vra altyd, maar as al geskrywe staan en as 'n verwysing, waar staan dit geskryf? Raak julle ook so nuuskierig om te sien? Maar ek wil sien, jy weet, ons wil mos sien. En jy weet, vlugtig vir elke Bybelstudent, jy weet, het daai begeerte om te gaan sien en te gaan krap en daai rykdom te ontgin wat in die woord van God staan. Dis lekker. Deuteronomium 6 vers 16 sê, julle mag die Here, julle God, nie versoek nie. Die derde versoeking is, al die koninkryke, aan u sal al hierdie dinge gegee word, as u neerval en my aanbid. Begeerlikheid van die oë, mag, aansien en onmiddellike heerskappy. En Jesus sê vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Deuteronomium 6 vers 13. Ware aanbidding is uitsluitlik aan God, selfs wanneer wêreldse mag binne bereik is. Wanneer wêreldse mag binne jou bereik is, wêreldleiers wat regeer, ware aanbidding uitsluitlik aan God. Elkeen van hierdie versoekings kan met die woord weerstaan word. Jesus het nie sy mag gebruik nie. Hy kon 'n legioen engele afgeroep het. Hy het nie. Hy het die skrif gebruik. Satan kan die Bybel aanhaal, ons het dit gesien, maar hy kan dit verkeerd toepas. Daarom is gesonde leer nodig. Ek nooi jy na die Bybelkollege toe. Jesus is die volmaakte tweede Adam. Waar Adam en Israel gefaal het, daar het Jesus Christus vir ons oorwin. Die woord van God, daar staan geskrywe, die Bybel. Kom ons kyk gou na hierdie punte. Die Bybel is geskryf, 4 verskillende mense was auteurs geskryf van die Bybel. Dit was oor 'n periode van 1500 jaar gewees. Dit was in 3 verskillende tale gewees. 3 verskillende kontinente waar dit geskryf was. Hierdie is nie net 'n enkele boek nie, maar is 'n versameling van 66 boeke wat hierin is, wat goddelik geïnspireerd is. Dis die lewende woord van God. As ek jy kan vra vandag, en jy moenie antwoord nie, weet almal hulle Bybel hier vandag, en ek weet baie ouens gebruik vandag elektroniese toerusting, want die Bybel is hierso. Maar jy moet die Bybel by jy hê. As nou hier is of hier is, maak seker jy het 'n Bybel. En as jy nie 'n Bybel het nie en het 'n begeerte vir 'n Bybel, kom sien ons maak 'n plan, ons skryf vir jou 'n Bybel. Dis die lewende woord van God. Daar's 'n grafiek wat ek vir jou opgeplaas het, wat vir jou wys hoe onfeilbaar hierdie Bybel is. Daar is 63.779 kruisverwysings in die Bybel. Nou in hierdie 1953 vertaling sal jy sien hier aan die onderkant is daar so 'n klomp kruisverwysings. Jy sal dit nou nie hier kan sien nie, maar vat gerus een van die 1953 ou naslaan Bybels, jy sal dit daar sien. 63.779 kruisverwysings waar die woord homself interpreteer en bevestig. Onfeilbaar. Van die begin van Genesis tot en met Openbaring. Daar staan geskrywe. Ek het toe gaan kyk so 'n bietjie op Eastword en God het gesê in die begin by die skepping
het God gesê. Hy het gesê, laat daar, en hy het geskep. Laat daar lig wees, laat daar diere wees, laat daar mense wees, laat daar grond wees. En dit was daar. Deur die spreek van God was dit daar gewees. Ek gaan toe na Eswot en sê, sê vir my, hoeveel keer, van interessantheid, net op hierdie spesifieke 3 woorde, presies so, in die Strongs, op die 1953 vertaling, 342 keer, staan daar, God het gesê. Dis nie, God het beveel nie, dit is, God het gesê. Dis baie. Jesus het gesê, 103 keer wat daar direk aangehaal word, Jesus het gesê. 258 keer, the word of the Lord in die New King James Bible. The word of God, 49 keer, waarvan 44 keer in die Nuwe Testament is. Hierdie is spesifieke aanhalings op hierdie spesifieke array van woorde. Anders as dit is daar, ek dink dit was 4900, as jy net die woord God insit, of net die woord Here insit, dis duisende. God se woord is onfeilbaar. Hierdie woord van God is onfeilbaar. Hy is foutloos, hy is akkuraat, hy is onberispelik. Ons staan al 4000 jaar plus wat ons die woord van God het, en 2000 jaar op die Ou Testament, 2000 jaar op die Nuwe Testament plus, en hierdie woord van God is al deur en deur, oor en oor bewys. Jesus se wapen, daar staan geskrywe. Jesus het in die begin van sy, kan ek sê, bediening, het hy die woord van God gebruik en gesê, daar staan geskrywe, soveel te meer ek en u. Aan die begin, vaardig, hierdie is 'n swaard in die hand, en Jesus het hierdie swaard gebruik, die woord van God word vergelyk met 'n swaard, en Jesus gebruik dit, en hy's vaardig met dit. Nou, ja, ek gaan nou vir jy 'n kort storieetjie vertel, maar ons moet vaardig word in die woord van God, die toepassing van die woord van God. Want as daar's baie mense wat weet wat die woord van God is, maar as ons nie weet hoe om die woord van God toe te pas nie, dan kan ons die versies aanhaal, maar soos 'n klinkende sambaal. Ons moet die woord kan toepas. Ons gaan nou daarna kyk. Oordink die woord, dag en nag. Mediteer daarop. Vat die woord, eet dit op. Eet hierdie woord, want dit is die brood van die lewe. Verteer dit, mediteer daarop, totdat dit lewend word vir u en vir my. Bestry twyfel. Bestry twyfel, het ek vir jy 'n versie ekstra hier wat ek net wil aanhaal. Johannes 17 vers 17 sê, heilig hulle in die waarheid, u woord is die waarheid. Maar in Jakobus 1 vers 6 sê dit, as jy dan rondgeslinger word in die see, van bakboord na stuurboord, bid met geloof. Want hy wat geen twyfel het nie, is soos 'n golf wat deur die see gedryf word. Hoe bestry ons hierdie twyfel? Met die woord van God. Geloof. En dit bring my na Romeine 10 vers 17 wat sê, die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor uit die woord van God. Ons hoor die woord van God, dit stig geloof aan ons, by ons, en ons glo die woord van God. Amen. Ons leef die woord van God. U woord is die waarheid. Johannes 17 vers 17. Die vyand. Goed, so ons het gepraat oor Jesus, dit is geskrywe, ons het gepraat oor die woord van God, ek het hier gesê, daar is 'n paar komponente waaraan ons raak. Nou is daar 'n vyand, en die vyand, ek nou gedink, ek gaan vir Chart nooi, of iemand nooi en sê, jy is nou die gremlin hier so, gaan dit nie môre dit nie, maar hy het gesê, ek kan, so dankie daarvoor. Ons het 'n vyand, wat ons wil aanval, gedurig deur. Johannes 10 vers 10 sê, hy's 'n mensemoordenaar, die Satan, van die begin af.
is hy 'n mensemoordenaar. 1 Petrus 5 vers 8 en 9 sê vir ons, hy waarsku ons, hy sê vir ons, wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Julle moet hom teestaan, standvastig in die geloof. Vriende, broers, susters, oom, tannie, ek wil vir julle sê, hy is nie 'n brullende leeu nie. Hy is waaragtig moeilikheidmaker. Hy kom in en hy sluip in jou verhouding in jou huwelik in jou finansies in jou besigheid in jou oralste man. Hy maai net onmin waar hy kom. En wanneer hy onmin kom, dan kan ons ook vasvat by die woord van God en sê, ek bestraf jou Satan, want daar word geskrywe. Daar staan geskrywe. Maar ons moet die woord van God in ons hart bære, sodat ons kan teestaan. Ons worstelstryd, ons praat tog hier van die vyand, ons het 'n worstelstryd. Ons beklei, hoe hard beklei ons? Wanneer hy aanslag kom, Efesiërs 6 vers 12 sê, want ons worstelstryd, my en u worstelstryd, is nie teen vlees en bloed nie. Ek en jy moet nie teen mekaar beklei nie, vriende. Broers, susters, ons moet nie teen mekaar beklei nie. Ons moet nie eers met die ander ouens beklei nie. Dis nie teen vlees en bloed nie. Maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Ons beklei teen die bose geeste, die duiwel en sy trawante, die demone. Hulle noem dit spiritual warfare. Iemand vra toe vir my nou die dag, glo ek in spiritual warfare? En ek sê ja. Hoe doen ons dan spiritual warfare? Jy weet, ons gaan nou kyk na 'n uitrusting wat ons moet aantrek. Jy weet, maar as ek hom in die vlees probeer aanval, dan het ek 'n probleem. Hy is nie vlees nie, hy is gees. Jy weet, ons val onder die invloed van die verkeerde goeder soms, en ons raak vies, en ons sê die verkeerde goeders, en jy weet, na die tyd moet ons gaan jammer sê. Ons soek die vrug van die gees, dis waarna ons streef. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Is 'n fenominale skrif wat al baie mense uit baie diep gate uitgehaal het. Inteendeel vir my ook. Want hoor wat sê hy, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Ek is in die vlees, ek het 'n probleem in die vlees. Goed, wat sê vers 4? Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God, om vestings neer te werp. Daai vesting, daai gedagte, daai onvergifnis, daai probleem wat ons die hele tyd oor top en mediteer, daai ou wat my omgekrap het, daai taxi wat voor ons ingery het, wat dit ook al mag wees, dit raak na 'n vesting, daai familielid wat my omgekrap het, hoe dit ook al sy, moenie dat dit in jou hart koester en dit vester, dit raak 'n kanker. Breek daai vesting af, en is kragtig, want die wapen van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God, om vestings neer te werp. Hoor vers 5, terwyl ons planne verbreek, wie se planne? Satan se planne wat in ons lewe is, en elke skans wat opgewerk word, teen die kennis van God. Hier is die kennis van God, hier is gedagtes wat by ons opkom, daar's aanslae. Yes, ek worry, hoe gaan ek hierdie maand maak? Die Here sê, moenie worry oor die dag van môre nie. Hy sal voorsien. Glo in hom, vertrou in hom. En elke gedagte gevangene neem, en hier's die sleutel, neem elke gedagte gevangene tot gehoorsaamheid van Christus. Hoe weet ek is ek gehoorsaam aan Christus? Wanneer ek weet wat die verordeninge van God, wanneer ek weet wat die Here van my vra. Daar's voorskrifte in die Nuwe Testament. Ken ek en u die voorskrifte wat die Here graag van ons wil hê? Maar as ek onderdanig is aan daai voorskrifte, dan is ek gehoorsaam tot Christus. En ek kan hierdie gedagtes vat wat opkom, en ek kan dit onderwerp aan die woord van God. En dan staan ek op die woord van God. Halleluja. Die wapen. Goed.
vir julle 'n kort verhaaltjie vertel. Hierdie is nou daai middelpunt pause. Ek stap nou in die oggende, van julle het al gesien, ek stap so bietjie, en ek stap bietjie vinnig, maar dit is bietjie donker, en met hierdie wat ek nou so stap in die oggende, wat dit donker is, jy weet, maar voordat die donker, ek stap, maar my hande doen niks nie. Ek besluit, jy weet wat, kom ek stap met 'n bietjie dumbbells. Jy weet, dan kan my armpies nou ook 'n bietjie oefening kry. So as julle kan dit maar imagine, jy weet, hier stap ek met my dumbbells. En soos wat ek stap die een oggend, sien ek maar hierdie een hoek is baie donker. Hoekom is hierdie hoek nou so donker? Die straatlig, hy werk nou maar net nie. En op 'n oomblik is daar 'n ouetjie wat daar verbystap. En dit kom by my op, as hierdie ou nou by my kom garra, nee, dan gaan ek vir hom gooi met hierdie dumbbell. En is hierdie dan nou 'n wapen, jy weet, die dumbbell. Jy weet, van ons het 9 mils, maar jy vat nie 'n mes na 'n gunfight toe nie. En so vat ons ook nie 'n dumbbell na 'n geestelike fight toe nie. Ons vat die woord van God. Hebreërs 4 vers 12. Vriende, wat 'n fenominale skrif. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is die beoordelaar van die oorlegging en gedagtes van die hart. Deursoek my, Here, en sien of daar 'n weg van smart is by my. Here, deursoek my en sien of daar enige ongeregtigheid by my is. En Here, was my dan met u woord. Reinig my en heilig my. Here, help my om hierdie woord in te neem, onderdanig te wees in die woord van God, Here, dat ek kan staan in die dag van aanslae. Dis die woord van God, om te sny tussen murg en been, daai diep gedagtes, wat niemand van weet nie, wat ons hier binne kan koester. Die Here, die woord van God, sny daar tussenin. Jy sien, die woord van God, vra nie om verskoning nie. Hy sit nie jam om ons mond nie. Die suiwer woord van God spreek sonde aan. Die suiwer woord van God laat ons soms 'n bietjie ongemaklik voel. Ja, en dink ek, kom ek blaai hierdie bladsy om. Môre moet ek terug na daai bladsy toe. Want daar's 'n vesting in my lewe. En sê die Here, die Heilige Gees is getrou. En hy's lief vir ons, en dis hoekom hy ons terug vandaan toe. Dat ons 'n volle mens kan word vir God. Ek lees vir jou 'n paar verse uit Efesiërs 6 vers 10 tot en 17. Ons weet nou waar is die wapen, nou praat ons van die wapenrusting, so ons gaan nou na die volgende scene, toe kan ek nou maar sê, of die volgende gedeelte, die wapenrusting van God. As ek kyk op tyd, ek gaan net vir Bianca vra om te kyk na tyd. Die wapenrusting van God, ons almal ken die wapenrusting van God, nê? Die helm van verlossing, die borsplaat van geregtigheid, die beld van waarheid, die skoene van die evangelie. Ons weet mos die swaard van die Gees, ons ken dit. Wat doen ons? In die oggend klim ons in die kar en ons trek hierdie wapenrusting aan. Vanaand kom ek by die huis en ek trek dit uit en ek gaan slaap. Kom ek lees vir hierdie verse en praat ons vlugtig daaroor. Eintlik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy kan staande bly teen die liste van die duiwel. Hy sê vir jou, as jy hierdie wapenrusting aan het, gaan jy kan staande bly teen die liste van die duiwel. Prys die Here. Wat is dit? Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons het daar nog gekyk, net aan 'n ander vers vroeër, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu en teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. Gaan onheil kom? Ja, die Here sê so. Wat sê hy vir ons? Trek die wapenrusting aan, sodat ons kan weerstand bied in die dag van onheil. Nadat julle alles volbring het, kan staande
bly. Vers 14. Staan dan vas. Julle lende met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidwilligheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus, en neem die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Die swaard van die Gees is die woord van God. So, die gordel van waarheid, die borsharnas van geregtigheid, skoene van die evangelie van vrede, die skild van geloof, die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Hierdie is nie klere wat ons aantrek nie. Paulus maak 'n vergelyking hierso. Hy sê, trek hierdie wapenrusting aan. Wat is hierdie wapenrusting? As dit dan nie klere is nie, dan is dit 'n geestelike toestand wat jy met werklike dade moet aktiveer. Aha. Hier kom ons nou by 'n sleutel, die gordel van waarheid. Wat is dan die wapenrusting? Die gordel van waarheid word nie aangetrek deur 'n vers aan te haal nie. Dit word geaktiveer wanneer jy ophou, ek gaan 'n mooi woord gebruik, jok, hy sê sommer lieg, wanneer ons ophou om leuns te vertel en in eerlikheid leef. Jy weet, daai wit leentjie, hoe groot is die leuen? Ag, is maar net 'n ou klein leentjie, hoe groot leuen. Wanneer ons in die waarheid leef. Weet, ek het nog 'n storie of twee, maar is vir my belangrik dat ons op die woord fokus vanmôre. Gordel van waarheid, spreek die waarheid. Die borsharnas van geregtigheid, wat is dit? Dit verskyn nie omdat ons net bid nie, dit verskyn wanneer jy sonde verwerp. Hier kom 'n gedagte op om iets verkeerds te doen. Ons neem daai gedagte en ons onderwerp dit aan God. En ons sê nee. Selfs wanneer niemand kyk nie, daar in ons diepste binnekamer, is geregtigheid in aksie. Dis nie 'n bedoeling nie. Ek het dit nie bedoel nie. Ja, daar sê die ding van 2026, wat hulle sê, intentional. Ons moet goeders intentional doen. Dan sê ek vir u, ons moet die woord van God intentional uitleef. Sy waarheid ondersoek. Die skoene van die evangelie, dit pas nie deur net die skrif te ken nie. Jo, ons ken daar maar baie mense wat baie skrif ken, hoor. Maar hulle pas dit nie toe nie. As ons net die woord kan toepas, ek en u, dan kan ons oorwinnaars wees. Hulle pas wanneer jy werklik die goeie nuus deel met iemand wat dit nodig het. Michael het vroeër hier in die bidkamer gesê, ons het nou per die week 'n paar vergaderings gehad, kerkraadvergadering. Michael sê, een van die goeders wat ons op moet fokus, is om die evangelie te verkondig aan die mense wat dit nodig het. Ons moet uitreik. Vriend, gaan vertel vir iemand vandag die goeie nuus van Christus. Gaan vertel vir iemand. Gaan lewer jou getuienis aan iemand en sê wat die Here vir jou gedoen het. Halleluja. Die skild van geloof beskerm jou nie as jy net in teorie glo nie. Dit beskerm jou wanneer jy God vertrou te midde van 'n werklike krisis. It's easier said than done. Wanneer daai storm kom, in die middel van daai storm, in die middel van daai krisis, dan is ons geneig om ons eie probleme te probeer uitsorteer. Dan sê ons, maar ons weet, ons sit dit by die kruis, Here. En dan vat ons dit weer. En ons moet by daai plek kom, waar ons dit neersit by die Here se voete, en die Here vertrou daarmee. Dis die skild van geloof. Helm van verlossing is nie net by kerk, by woning nie, is belangrik, die woord sê, ons moet nie die samesyn van die heiliges verontagsaam nie, ons moet by mekaar kom. Hy sê, wie jy in Christus is, jou identiteit in Christus, tydens geestelike aanvalle, wanneer die vyand veroordeling fluister, was hy skryf wat sê, for there is now no condemnation for those who are in Christ. In Christus is daar geen veroordeling nie. Maar wat fluister die Satan? Hy kla ons aan. En dan kan ons sê,
Ek is vergewe, ek is verlos, ek behoort aan God, ek is 'n kind van God. Hy het my gewas met sy bloed. Ek is geregtig, ek is gereinig, ek is heilig. Dis my posisie. Ek wil dit uitleef. Die swaard van die Gees, en die swaard van die Gees is nie net om 'n Bybel te besit nie. Ek het 'n Bybel. Dis is om God se woord hardop te spreek teen die leuns van die vyand. Die onderskeiding van die Gees bid ek vir ons toe. Daar staan geskrywe. Tog verslaan ons hierdie kragtige woord van God. Ek wil toe graag 'n swaard kry om 'n demonstrasie te doen vandag, die swaard van die Gees. Maar die gewig van hierdie Bybel is so groot, dat ek kon nie 'n swaard kry waardig om te demonstreer wat die woord van God is nie. Anders is om dalk 'n prentjie op te sit. Want ek sien hier soos 'n plastiese swaardjie by 'n plekkie wat ek kon koop. En ek sê, daai plastiese swaard is net goed genoeg om 'n dwaallering, 'n imitation te demonstreer. En dis nie wat ek vandag doen nie. Dis hoekom hier so nie 'n swaardjie is vandag nie. Want daar's imitations, dis 'n plastiese swaard. Hierdie woord van God is die daadwerklike, lewendige, kragtige swaard van God. Maar ons maak dit kragteloos. Hoe maak ons hierdie woord kragteloos? Deur ons tradisie. Ja, my ouma en my oupa het dit so en so gedoen, so ek doen dit so en so. Maar die woord sê, ja, maar my ouma en oupa het dit so en so gedoen. Deur dergelike dinge te doen, werke van die vlees, Galasiërs 5 vers 19 en 21. Ek gaan dit nou nie vir julle vanoggend oplees nie. Die werke van die vlees, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toring ensovoorts. 2 Timoteus 2 vers 15 sê, lê jou daarop toe, om jou beproef voor God te stel, as 'n werker, wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny. Sien, met hierdie dwaallering word woord verdraai, sodat dit mense pas. Wat God sê is, hierdie is 'n woord van God. Ons moet verander, ons moet verdraai, ons moet draai om by die woord van God te pas. Ons kan nie hierdie woord van God verdraai nie. Ons moet dit regsny. Maar ons maak dit kragteloos, want ons verdraai dit deur 'n ander vertaling, want dit klink mooi en dit streel die ore, maar dit is kragteloos. Dit klink lekker, en ek voel goed. Is daar 'n daadwerklike verandering? Het die Here gesny in my hart? Tussen die vlees en tussen die siel en die gees, is daar 'n verandering. Dis wat die woord van God kan doen, so dit nie kragteloos maak nie. Ons het oorwinning. Dis die laaste komponent. En hierdie is 'n afsluiting. Ons het oorwinning deur Jesus Christus. Romeine 8 vers 37 sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Christus wat sy lewe vir ons neergelê het vir ons die oorwinning bewerkstellig. In Christus, onthou jy al die versies van, ek is in Christus. As ek dan in Christus is, dan het ek autoriteit om dit te doen vir my? Nee, sodat ek in God se autoriteit kan staan. Amen. Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God. Jy sien, hoekom het ons soms nie autoriteit nie, want ons onderwerp ons dalk nie aan God nie. As ons ons aan God onderwerp, as ons gehoorsaam aan sy woord, dan staan ons onder sy woord en ons onderwerp ons aan dit. Ja, maar ek wil, Konrad, nie jy nie, maar God. Not my will be done, Lord, but your will be done. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done.
Daar's niks van Konrad se wil daar in daai gebed nie. Dis die Here se wil. Ons onderwerp onder God en ons gehoorsaam sy woord. Wat sê hy dan? As ek dit gedoen het, weerstaan die duiwel. Hoe? Ek is dan in Christus, onder die woord. En hy sal van julle wegvlug. Halleluja, prys die Here. Moet ek nou hierso op en af spring en te kere gaan? Nee. Onderwerp my aan God. Weerstaan die duiwel. En hy sal van my wegvlug. Halleluja. Jakobus 1 vers 22 sê, word daders van die woord en nie net hoorders nie. Ons moet die toepas. Ons moet die woord toepas. Ons het dit gesien met die wapenrusting. Wat is die wapenrusting? Dis die toepassing van die woord van God. Dis die uitleef van die woord van God. 1 Korintiërs 15 vers 57 sê, maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Hierdie is deel van die formulier, wanneer iemand tot sterwe kom, dan lees ons hierdie formulier, die laaste stukkie van die formulier is hierdie. Want Jesus het vir ons gesterf en hy het vir ons die oorwinning gegee. Hy het die dood vir ons oorwin. Deur Jesus Christus. En dan sê hy, daarom my geliefde broeders en susters, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Amen. Wees standvastig, altyd oorvloedig in die werk van die Here. Ek som op. Hierdie is die komponente wat ons vlugtig vanmôre na gekyk het en hierdie is omtrent 4 preke. Maar dit hang so mooi saam, dat die Here my gelei het, dat soos wat ons in hierdie vas beweeg, soos wat ons in hierdie Bible College periode in beweeg, dat ek dit samehangend vir julle vanoggend oordra, en vir julle bemoedig om te sê, jy gaan in die vas ingaan, jy gaan honger word, maar jy sal oorwin, daar sal aanslag kom, maar deur jouself toe te reis, deur die woord van God, in die Bible College, in die tyd wat jy spandeer in die woord van God, in gebed, sal jy oorwin. Amen. Ek som vir jy op, Jesus was versoek. As Jesus versoek was, word ek en u versoek. Al die tierlantynkies. Jesus sê, daar staan geskrywe. Ek en u hoort te kan sê, daar staan geskrywe. Die woord van God is kragtig, onfeilbaar, onfeilbare woord van God. Hierdie is so treasure, ek wil vir julle sê, it is a treasure. You can have the world, give me Jesus. Die vyand, Satan, hy's lustig, hy kom, hy's die moordenaar van die begin af, hy wil onmin veroorsaak. Ons moet hom nie trapplek gee nie. Die wapen, gesien wat dit is nie 'n dumbbell nie. Dis die swaard van Gees, is die woord van God, is die wapenrusting wat ons aantrek. Ons worstel stryd. Nie tussen ek en jy nie. As ek en u beklei en ons het 'n bietjie wrywing, dan moet ons dit uitsorteer. Selfs, wees eerlik met mekaar. Sê vir my, jy was nou, dit was nou nie lekker vir jou om dit te sê nie. Ek is jammer. Jy weet, maak ons vrede. Vind dalk nie almal like nie, ons is almal lief vir mekaar. Die oorwinning. Ons het oorwinning oor die stryd in hierdie lewe deur Jesus Christus wat vir ons die oorwinning behaal het. Staan op die beloftes van die Here. Hy het vir ons beloof dat ons sal oorwin. Die Satan sal van ons wegvlug. Ons moet onderwerp aan God. Amen. En ons moet teestaan met die wapenrusting van God. En die Satan sal van ons wegvlug. Daar staan geskrywe. Amen en amen. Kom ons sluit ons oë.
Here, ek is nie waardig nie, Here. Mens, Here, die grootheid en die goedheid vandag, Here, wat vir ons hierdie woord bring, Here, mag dit harte bereik, Here, en dankie, Here, dat het ons sal toerus vir hierdie vas wat voor lê, Here. Here, dat ons U aangesig sal soek, met ons hele wese, ons sal verootmoedig voor U, Here. Here, want ons het U nodig. Here, dat ons U woord sal bære in ons harte, Here. Dankie, Here. Dankie, Here, dat hierdie geheim, dat daar ontginning is, Here, in hierdie woord, Here. Die geheim is uit, Here, ons weet nou wat die waarheid is, Here. Rig ons en stig ons Heilige Gees, om waardig kan lewe tot verheerliking van Christus, Here, sodat ons kan standvastig wees en kan staan teen die liste van die Satan, Here. U is waardig om aanbid te word, groot en verheerlik is U, Here. Mag ons lewens daarvan spreek, Here. Help ons, Here. Here, soos wat ons hier vas ingaan, Here, weet ons, U is met ons, want U woord sê, U is 'n God van nabyheid. Dankie vir U Heilige Gees wat in ons woon, wat deur ons spreek, Here, wat elke persoon sal stig en rig, Here. Dankie, Here, dat U woord die waarheid is, onfeilbaar is, Here, dat dit vir ons gegee is, Here, om te kan lewe in oorvloed te kan hê, Here, dat dit die brood is waarvan ons kan lewe, Here. Ons gee vir U al die lof en al die eer, Here. En so spreek ek 'n seën toe, Here. Die liefde van God, die genade van ons Here Jesus Christus en die samesyn van die Heilige Gees, sy met ieder en elk, in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie. Goed, kom ons sing 'n lekker afsluitlied. Kom ons staan asseblief. Terwyl ons staan, ek wil net gou iets noem. Julle het gehoor as ons sing, is daar so 'n engelstem wat so verskriklik hoog gaan. Net as jy dink dit is onmoontlik om hoor te sing, dan gaan sy so 8 note hoor. Met die 4 note wat sy so gooi na die kante toe. Party van hulle lê hier so agter my al. Dis die laaste keer dat Priscilla vandag vir ons speel. Sy en Teens het so ruk terug getrou en hulle was nou so tydelik hier by ons gewees en nou het hulle 'n gemeente gekry wat nader aan hulle is. So hulle gaan soontoe. Ek wil net vir Priscilla sê baie dankie dat jy ons uitgehelp het. Dit was regtig waar lekker om jou hier te hê. En Teens, baie dankie vir jou ook. Sy het gevra, want sy gaan nou daar natuurlik musiek maak. Sy het gevra of sy vir ons kan gebruik as 'n verwysing. So as iemand jou bel, sê asseblief, die vrou weet niks van musiek af nie, dat hulle haar terugstuur. Okay. Ja, so weet, dis net mens moet maar so 'n bietjie, dis daai wapen. Dis nou die enigste wapen wat ons nou hier het. Dis nou nie 'n dumbbell nie. Goed, kom ons sing lekker. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. It wasn't on the mountain, not in the valley, but it was on my knees. I found my Lord. Once I was blind, I could not see the glory of Jesus, so rich and free. I've heard about him, the man of Galilee,
proud I'm Lord. Oh, help me please. Well, he took my hand. I held up high, and he saw the tears that I have cried. Oh, he came down and held me tight, and he said, my child, you are mine. I went down on my knees, and I asked the Lord, have mercy please. He had compassion, he showed me love, and now I praise the Lord above. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. It wasn't on the mountain, not in the valley, but it was on my knees. I found my Lord. Down on my knees, yes, down on my knees. I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. It wasn't on the mountain, not in the valley, but it was on my knees. I found my Lord. It wasn't on the mountain. It wasn't on the mountain. Not in the valley, but it was on my knees. I found my Lord. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Halleluja. Ja, sy prys die Here. Wat 'n awesome diens. Ek het net so 'n paar goeies te sê voor ons afsluit. Jy sien ek het so 'n blou bandjie in my hand. Jy kan, daar's 'n paar ekstra R10 per bandjie. Jy kan dit kry by Shamaine, sy staan daar voor in die hoek. Dan het ons 'n paar fotostate gemaak van die Bible College en Veritas op een bladsy. As jy sou belangstel, Pieter gaan die voorwees en dan kan jy by hom een kry. En dan gaan ons vanmiddag gaan ons 1 Johannes so 5 boeke vir jou op audio stuur op die vasgroep. So luister hom gerus, dit gaan jou so 0,5 uur 35 minute vat om hom te luister almal. Dan luister dit deur 1 Johannes en dan van môre af gaan ons Johannes se 21 hoofstukke elke dag vir jou 'n hoofstuk stuur wat jy dan kan luister. Luister hom 'n paar keer as jy wil. Johannes is 'n awesome boek. En dan laaste is daar koffie en tee beskikbaar. Onderhand het ek al gesê. En dan wil ek net sê ek dink dit was 'n awesome boodskap onderhand. Prys die Here. Kom ons sluit af. Hemelse Vader, baie dankie dat ons U kan ken. Here, hoe awesome is dit nie net om die woord te kan hoor, om saam te kan sing, U te kan aanbid nie, Here. Here, U is so goed vir ons en ons sê vir U so dankie dat U met ons bemoeienis gemaak het, dat U vir ons kom sterf het, dat U opgestaan het uit die dood en vir ons U geregtigheid gegee het. Here, ons eer en ons weet net, Here, ons behoort aan U en dit is awesome. En waar ons ook uit mekaar uit gaan bid ek, Here, dat U met elkeen sal wees tot ons weer by mekaar is. Ons eer U in Jesus naam. Amen. Lekker middag vir almal, dan sien ons mekaar weer later.